en Victory Kerk is vir my lekker om vanoggend hier voor julle te staan. Ek wil net vir pastoor Erik en Alicia sê baie dankie dat ons ook hierdie kerk ons huis kan doen. Baie dankie vir julle leierskap en julle liefde en julle omgee. Ons waardeer dit ongelooflik baie. Veral ek weet as ek enige situasie het, kan ek enige tyd na hulle toe hardloop en hulle sal my help. En partykeer as jy val, dan help hulle jou op en hulle hardloop saam met jou. En dan aan my man en my kinders, dankie dat julle saam met my die kerk liefhet. Dankie dat julle my deel en my motiveer. Al gaan dit partykeer straf, is julle die een wat sê, come on, you've got this, lig jou kopie op en gaan aan. Vir ons nuwe mense, baie welkom. Daar is 'n QR-code voor op die stoel. Scan hom asseblief. Ons wil vir jou 'n boodskapie stuur. Ons wil vir jou dankie sê dat jy hier was vandag en ons wil jou weer terugnooi. So vul hom asseblief vir ons in. Dan is ons vandag, of ons begin hierdie week in 'n seisoen waar ons kersbome gaan soek en partykeer afstof, want ons weet nie waar ons dit gebeure het nie, so ons gaan soek dit en ons stof dit af en ons slaan hom op en ons sit hom neer. En dit het my bietjie laat dink. Dit het my bietjie stil gemaak en ek het bietjie gaan dink aan Kersfees en die seisoen van Kersfees. En wat bring Kersfees? Kersfees is 'n seisoen van lig, van vreugde, verwondering en aanbidding. Elke jaar wanneer ons bome gaan haal, of ons huise versier, kies ons presies waar elke blommetjie, lint, ornamentjie, of selfs die liggies moet hang. Alles perfek op sy plek. Nou mens weet as jy kinders het, dan word Kersboom opslaan partykeer bietjie moeiliker, maar is nog steeds vet pret, want elkeen wil 'n takkie trek, elkeen wil 'n balletjie hang. As daar 'n boetie en 'n sussie is, of twee sissies en 'n boetie, is dit 'n gestryery van hier is my balletjie en ek wil hom hier hang en nie, hy pas nie daar nie, hy is te naby aan hierdie kleur. En dan is dit 'n gestryery van waar daai balletjie of ornamentjie moet hang. Maar as hulle eers 'n plekjie vir hom gevind het, dan hang hy perfek op die boom. Sommige ornamente dra herinnering, ander is splinternuut. Maar so ook maak daai ornamentjie of bal of lint of liggie die ou boom weer tot lewe en bring die ou boom weer tot nuut. En dit maak die boom of die huis weer mooi en lewend. Vandag wil ek hê jy moet na jou lewe kyk as 'n boom. 'n Boom van God. 'n Boom wat God gemaak het. Iets wat God self versier deur sy woord en deur sy wil. Wanneer ons God vertrou, aan hom onderwerp bring, aan hom oorgee en volgens sy woord lewe, hange aan ons lewende ornamente. En ek sê dit weer, lewende ornamente, ornamente wat krag dra, ornamente wat wysheid bring, ornamente wat skoonheid gee. Hy gee self vir my en jou 'n unieke identiteit. Hy gee vir ons 'n doel, hy gee vir ons 'n passie. Hy vorm ons. In moeilike situasies verander hy ons om beter keuses te maak. Hy, God, versier ons. So ek het toe nou gaan sit en dink van, hoe sien ek die lewe van 'n kersboom en dit alles in my kop so bymekaar gekom deur 'n kersballetjie. So julle sal na die wonderlike kersballetjies hier agter my sien, want daar is 8 stappe wat God ons help om ons lewe te versier. En ons eerste bal, ons eerste stap is, God maak ons sterk. Hoe maak God ons sterk? Ons lees uit Genesis 1 vers 31. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die 6de dag. God sê hier dat hy tevrede is met my en jou. Hy is tevrede hoe hy my en jou gemaak het. Maar ons staan nog steeds party oggende op en kyk in die spieël en sê, ag nee, my
My maag is te dik. Ek is te kort. Ag nee, ek is te lank. Ek het nou nie daai rok nie. Ek het nie daai skoene nie. Nee, die vrou by my werk tik baie vinniger as ek. Ons vergelyk onsself te maklik met die lewe om ons. En God sê, ek het jou perfek gemaak. Ons kyk neer op onsself, sonder dat ons dit eers besef. Ons praat negatief oor onsself, sonder dat ons dit besef. En dit is nie altyd maklik nie, maar ons sê hierdie gereinste dingetjie van, nee, ek het nie nou krag daarvoor nie. Of nee, daai cricketbal, nee, dit sit nie in my nie. Ek gaan definitief nie cricket speel nie, dit sit nie in my nie. Waar ons net soms kan opstaan en probeer. Ons lees uit Psalm 18 vers 35, wat sê, hy leer my hande om oorlog te maak, my arms om selfs die stramste boog te span. Hier sê God vir my en jou, hoe sterk hy ons gemaak het. God gee jou die krag om elke dag op te staan. God maak jou sterk in elke geveg, in elke situasie, maak nie saak waarin jy is nie. God gee vir jou die krag. Hy gee vir jou elke dag nuwe ywerheid om iets te doen, of om selfs iets te verander. Ons almal wil beter word in dit waarin ons goed is. So dis my en jou tyd om op te staan en positief teenoor onsself te praat. Om sterk woorde na onsself toe te skiet. Om te sê, weet jy wat? Jy is sterk genoeg. Jy tik vinniger. Jy is mooier. Jy is lank genoeg. Jy is kort genoeg. My rok lyk net so mooi soos daai vrou se. Maar dit begin by my en dit begin by jou. Stap nommer 2 sê, God is liefde. Jy is geliefd. Dit is 'n verskriklike lang vers, maar ek gaan hom vir ons lees. 1 Johannes 4 vers 8 tot 19. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar deur sy enigste seun wat hy na die wêreld toe gestuur het, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar lief te hê. Behoort ons mekaar lief te hê, ek sê dit weer, behoort ons mekaar lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. God bly in ons en sy doel word bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee en ons het gesien en is getuies daarvan dat die Vader die Seun as redder vir die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is? God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde. Wie nie in die liefde bly nie, God bly nie in hom nie. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees nie vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is, daar is geen vrees nie. Volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf. En wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Ek sê dit weer, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Dit is vir my so kosbaar om te hoor, hoe God ons lief het, dat hy sy enigste seun gestuur het,
vir my en jou. God het jou lief, soos niemand anders jou ooit kan lief hê nie. Sy liefde beskerm jou. Sy liefde gee jou die vertroue. Jou doel is, gaan sê vir daai mens, waarvoor jy lief is. Ek is lief vir jou. Mense, ons land het nodig, ons wêreld het nodig om te hoor, ek is lief vir jou. Want ons lewe verby mekaar en ons sê dit nie vir mekaar nie. Die wêreld het nodig dat jy vir jou mense sê vir wie jy lief is. Ek is lief vir jou. Stop, raak rustig en sê vir jou mens, ek het jou lief. Stap 3. God het jou uniek geskape. Psalm 139 vers 13 lees ek eerste. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Die woord sê dit so mooi, U het my gevorm in my moeder skoot. Ek is wonderbaarlik gemaak. Ek wil vanoggend vir jou die vraag vra, glo jy dit? Glo jy dit? Elke ornament wat op 'n kersboom hang, is uniek, anders in kleur, anders in vorm, anders in betekenis. Net so het God my en jou uniek gemaak, soms kort, soms lank, anders in kompleks, anders in vorm. Ek wil vanoggend vir jou sê, jy is nie 'n fout nie. Jy is nie vergete nie. Maak nie saak wat se situasie jou druk nie. Maak nie saak waardeur jy gaan nie. God het jou nie verlaat nie. God het jou ook nie met ander vergelyk nie. En hier praat ek ook so met myself. Ons is maklik om na ander te kyk en na die wêreld te kyk en te sê, ek het nie dit of dit of dit nie. God doen dit nie. So hou op, hou vandag op. Wees dankbaar vir dit wat jy het. Die woord sê, rejoice and be glad in it. Jou tyd kom. God het vir ieder en elkeen van ons 'n tydsberekening. Wat met my nou gebeur, gebeur nie noodwendig met jou nie. Maar God weet, in sy perfekte tyd, laat hy alles uitwerk. Ek gaan aan met die vers Psalm 139, vers 14, wat sê, ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. So ek en jy moet vashou daaraan. Hou vas dat God jou wonderbaarlik gemaak het. Stap nommer 4 is, God maak mooi in sy tyding. Ek lees vir ons uit Prediker 3 vers 11 wat sê, God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd, maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan mens die werk van God van die begin tot einde nie begryp nie. Dit is te groot vir ons om te verstaan. Hy maak alles mooi op sy tyd. 'n Kersboom word nie mooi deur homself nie. Die hand wat die boom versier, maak hom mooi. So ook versier God my en jou lewe. Ons lewensboom versier God op sy tyding, in sy proses en deur sy wil. Soms voel die tyd baie stadig. Soms voel die proses pynlik, alleen en seer. Maar God werk skoonheid in elke verhaal. Ons kan nie altyd die mooi in die proses sien nie, maar ek beloof jou, dat jy kan die mooi sien as die proses verby is. As die situasie reeds gebeur het en dit het reeds uitgespeel en jy sit terug en jy dink, dan besef jy, hoe het God alles mooi gemaak in die proses. Ons gaan na stap 5 toe, wat sê, God maak ons uitverkies. Ek lees vir julle uit Johannes 15 vers 16. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies.
en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. Vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al vra in sy naam. Hier sê God vir jou, bid, vra hom en hy sal dit vir jou gee. Jy is uitgekies deur God se hand, net soos elke ornamentjie uitgekies word om aan die boom te hang, so ook kies God jou uit vir 'n spesifieke doel vir sy koninkryk. Jy is nie 'n ongeluk nie. Jy is nie onsigbaar nie. Jy is nie onbelangrik nie. God het jou gekies. God het jou gevorm. God het jou gemaak. Dis tyd dat jy dit besef. Jy is gekies deur God homself. Stap nommer 6 is God vergewe. Ek lees vir ons uit Psalm 103 vers 10 tot 12. Hy handel met ons, nie volgens ons sonde nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en hel, so groot is die liefde wat hy ons het. So ver as die ooste van die weste af, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. So ver as die ooste van die weste, so ver was God ons skoon van ons sondes. Vergifnis is 'n groot woord in baie se monde, maar God se woord is duidelik daaroor. God sê, vergewe die wat jou leed aangedoen het. Vergewe die wat jou leed aangedoen het. Net soos ek, God jou Vader, jou moet vergewe. As jou hart begin vinniger klop, of jy begin ongemaklik voel, as iemand oor 'n persoon, plek of ding praat ek nou hier spesifiek vanoggend met jou. Wat beter tyd as nou? Nou, om dit reg te maak. Dit is tyd om weg te stap van die oue. Dit is tyd om die vuil wasgoed neer te gooi en te sê, Here, kom was my skoon. Dit is tyd om daai boodskap te stuur, e-pos te skryf, brief te skryf en dit vir daai mens te vat en te sê, ek vergewe jou. Want as jy vergewe die wat jou leed aangedoen het, soveel meer het die Here vir jou, wat hy vir jou wil gee. Maar jy gaan ongelukkig moet opstaan en dit self moet doen. Val voor die Here se voete neer en sê, Here, help my om te vergewe, help my om te vergeet. Gee oor, sê Vader, ek wil nie meer hieraan vashou nie. En God sal die bande saam met jou breek. Dit is tyd om vry te spreek. Dit is tyd om aan te beweeg. Dit is tyd om die oue te los en die nuut te vind. Ons is by stap nommer 7. Jy is waardevol vir God. 1 Korintiërs 6 vers 20. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggame verheerlik. Die Kersbal is 'n beeld van jou identiteit in Christus. Dink bietjie aan 'n Kersbal. Dit weerspieël lig. 'n Kersbal neem die lig op van die boom se liggies en dit weerkaats. Dieselfde gebeur met my en jou as mens. Wanneer God se Gees in ons werk, weerkaats ons God se liefde, God se genade en God se karakter. Kersfees herdenk die geboorte van Jesus Christus, die begin van die prys wat betaal moes word. Soos 'n Kersbal sy waarde kry aan die persoon wat hom gehang het, so ook kry ek en jy waarde deur ons Skepper, God, wie my en jou gemaak het. Wanneer jy hierdie jaar na 'n Kersboom kyk,
kyk anders na 'n Kersbal. Laat daai Kersbal jou herinner aan ek is waardevol vir God. Ek is gekoop teen 'n prys. Ek is hier om God se beeld te weerspieël. En as jy dit doen, gaan God deur jou werk. God gaan deur jou oopmaak. God gaan sy doel deur jou verrig. Ons is by stap nommer 8, ons laaste stap, waar God sê, jy is spesiaal. Jy is spesiaal vir God. Efesiërs 2 vers 10. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. In hierdie wêreld vol vergelyking en druk, vergeet ons soms hoe spesiaal ons is vir God. Maar God se woord herinner ons. Jy is spesiaal vir God, omdat hy jou gevorm en gemaak het. Jy is God se maaksel. En as jy maaksel se betekenis vat, sê die woord maaksel meesterstuk. Jy is God se meesterstuk. God het jou perfek aan mekaar geweef, perfek geskape, met tyd. Hy het tyd gevat, soos wat mense tyd vat om 'n kunswerk te doen. Ons teken nie net gou en verf nie, nee. Ons lê die prent uit. Dan teken ons saggies met grys potlood. Dan verf ons hom en dan gaan ons oor met swart vir die buitelyne. So ook het God tyd gevat om jou aan mekaar te sit. Jy is God se kunswerk. Net soos wat God tyd neem om ons te maak, neem ons ook so tyd om ons kersbome op te slaan en te versier. Elke balletjie, elke lyntjie, elke ornamentjie, perfek op sy plek. Jy is gemaak om lig te skyn. Jy is gemaak om goedheid te bring. Jy is gemaak om lief te hê deur God, soos net jy kan. Niemand anders kan lief hê soos wat jy lief het nie. Maar God het jou so spesiaal gemaak dat net jy dit kan doen. Ek sluit vanoggend vir ons af met die volgende. Elke kersboom vertel 'n storie van die een wat hom versier het. Jou lewe vertel die verhaal van jou hemelse Vader, wat jou versier het met krag, liefde, uniekheid, vergifnis, mooiheid. Moenie net jou huis versier hierdie jaar nie. Moenie net jou kersboom versier hierdie jaar nie. Laat toe dat God jou hart kan kom versier. Jou lewe kan kom versier deur sy woord, deur sy wil en deur sy leiding. Mag jou lewe helder skyn in 2026 deur die heerlikheid van Jesus Christus. Kom ons sluit die oë.